Kom binne gaan saam, want wie weet waar ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella, kom jou haal. Jou gunsteling leefstylprogram is terug in 'n nuwe tydsgleef met ou en nuwe gesigte. Ons bak en brou, kuier saam met bekendes, ontdek nuwe plekke, maak musiek en hou partytjie elke Vrydag aand hier op Pasella. Ons eerste program skop af by die juweel van die Weskus, Langebaan, waar Hemelbesem en ons splinternuwe aanbieder Mishka Patel die kusdorp gaan verken. Hemelbesem gaan maak lynnat saam met Kurt Darren. Ek voel hier kom 'n nuwe liedjie. Mishka en Lindy Stander ontdek die prehistoriese geskiedenis. Hier is die Afrika beer. En ons tuinguru Willie Schmidt rol met nuwe oorspronklike idees. Ek wil sommer hier opsit. Nou sit. Langebaan is sowat 120 km noord van Kaapstad geleë en is Weskus op sy beste. Die vlei lande en soutwater strandmeer maak dit 'n gewilde bestemming vir natuurliefhebbers en vakansiegangers. Koppie koffie in die hand hier teen die Weskus, wat meer kan 'n man nou vra? En dan het ek nog 'n nuwe partner in crime, Mishka. Ja, is ons is daarom vroeg wakker. Ja, kyk, Pasella aanbieders, ons slaap hier laat hier. Met 'n sonopkoms is dit, maak dit absoluut die moeite werd. Dis nie sommer jou gewone Weskus wegbreekie, ons doen dit bietjie anders vandag. Kaptein Kurt het my genooi na een van sy ekskursies hier in Langebaan. Ons gaan 'n bietjie vis vang en ek hoor die vis loop mooi. Die Atlantiese waters is 'n trekpleister vir avontuurlustiges. Kurt en sy gesin het Johannesburg se liggies vir die Kaap verruil en gaan neem gereeld 'n blaaskans by hulle vakansiehuis in die kusdorp. Wanneer hy in die geweste is, boer hy by die viswaters. Welkom. Skipper vir vandag. Is dit? Dis die kaptein. Dis die ek sê ons is die vissermanne, dis die kaptein. Ja, want hier's geen seile nie. Kabeljou, elwe en geelbek is maar net 'n paar van die vissoorte wat 'n mens hier kan uittrek. En vissermanne kan selfs modderkrewels pomp vir natuurlike lokhaas. Ek is maar nou 'n leek in die gebied, maar ek dink dit is 'n goeie dag vir visvang, is dit nie? Dis 'n goeie dag vir visvang. Hy is 'n worsie visser het ander dag gevra, wat maak vir gaans baie lekker? Maar ek moet vir Kurt vra. Wat maak vir Langebaan so lekker? Die mense. Dis Weskus mense. Sout van die aarde. Gerard Lindekie is 'n gesoute visserman wat graag sy plaaslike kennis met mense deel. Gerard, elke skipper op Langebaan het maar sy eie geheime plek. Is hierdie een van joune? Hierdie is een van myne. Staatsgeheim. Staatsgeheim. So jy gaan dit vir ons wys. Vir julle, ja. Ja, toe. Kom ons maak die lyne nat. Vir visvang het jy gewoonlik Job se geduld nodig, maar vandag het die vis geloop. Check, is min of meer 'n meermin. Dis 'n mini haai. Ja, so babatjie. Die ouetjie was gelukkig en is terug water toe. Kurt ken duidelik sy storie agter die stokke. Nou moet Hemelbesem net nie naam weggooi nie. Ja. Bietjie swaar, bietjie. Ja, net trek. Nie net in. En laat sy. Bro, dis maklike goed, hè? Ek voel hier kom 'n nuwe liedjie. Elf is 'n lekker eetvis en die meneer is groot genoeg vir die braaivleisvuur. Maar die pret het nie hier gestop nie. Die vis het bly byt. Hemelbesem. Hierdie is nou 'n steentjie. Hy's 'n bietjie klein, maar ons gaan nou hom release. Kurt, ek weet nog nie of ervaring 'n bietjie kort geskiet het by jou kant of so nie, of miskien is dit nou beginners luck. Op Langebaan werk dit so. Jy's eintlik 'n gas hier by ons. Ons het jou gevat na hotspot toe. Jy het goed gedoen vir die eerste keer. Toe moes die manne vir 'n slag terug land toe. Hulle volgende stop was by bekende realiteitstelevisiekok Leroux van Vuren se restaurant reg teen die kus. Kurt, chef Leroux gaan nou kom en gaan hy ons orde kom neem, nee, maar ek wil hê hy moet weet dat ons het 'n vis gevang. Okay. Ons laat hom dink hy is so 'n great chef. En hy het sy visie gaan haal in die hawe. Hallo manne, ek hoop julle het vir ons 'n visie gevang. Nee. Moenie bekommerd wees nie, ek bring nou vir julle iets lekkers en later maak ek vir julle iets heerliks vir ons Weskus wegbreek makiti. Is dit reg so? Ja, dit klink lekker. 100. It's like it Kurt, jy het so baie toekennings oor die jare al gekry, platinum status en so, maar hy's nou 'n netjie. 20 goue plate in 'n ry. Ja, ek's baie geseënd, jy weet my loopbaan
wil nog nie stop nie. Ek het 'n goeie span wat agter my werk. Ek probeer net die volgende CD net sterker maak as die laaste CD. Hoorie, daar is some nuwe goed op die horison, glo ek. Die nuwe album kom in April uit. Jy weet, elke CD gaan maar anders wees. Op die laaste een was 'n dans op die tafels, baie goed vir my gewerk. En daar het ek saam met Hunter en Fred van Hewels Fantasties saam my span geskryf. Op 'n nuwe CD, ons het weer hulle ingespan, maar ons het ook 'n hele paar self geskryf. Een liedjie, ek wens vir jou. Dit is net 'n positiewe liedjie van die persoon wat langs jou sit, moenie altyd veroordeel hoe hy sy lewe nie. Laat die son ook op sy rug skyn. En ons het Kyra, dis my dogtertjie van 1 jaar, haar verjaarsdag van daai footage gebruik. Net ek wens vir jou dat die son op jou rug sal skyn. Lekker positiewe liedjie. Dis jou lewe so doen wat jy wil. Pa wees is duidelik die grootste rol wat Kurt nog gespeel het. Selfs die pyjama drill van 4 uur soggens is nie te veel gevra nie. En nou put hy ook inspirasie uit hierdie hoofstuk van sy lewe. Daar is seker 1 of 2 songs wat mense aandring as jy op 'n stage is. Dit is wat Kurt moet sing. Kyk, jy het 'n keuse van 3. Of Los Lappie, of Meisie Meisie, of Kaptein span die seile. Span die seile. Intussen was Mishka besig om die dorp rooi te verf. Sy het gaan kennis maak met die kunstenaar Sandy Esau. Hy was voorheen 'n visserman en het sy stokke vir die verfkwas verruil nadat hy 'n geleentheid gekry het om kuns te studeer. Vandag beeld hy sy ervarings op die skilderdoek uit. Sjoe Sandy, dit is duidelik dat jy baie talentvolle kunstenaar is, maar hoe het jy aanvanklik kennis met die kwas gemaak? Ja, ek het baie jonk begin van laerskool af het ek begin skets en op hoërskool het ek myself geleer om te eksperimenteer met verskillende paints. Eendag het 'n vriendin van my daar by ons huis aangekom en sy het na die werk gekyk. Sy het by die koerante gewerk en hulle het iets in die koerant geplaas. Van daarvan af het ek 'n beurs gekry en ek was roospraus toe. Die visserman tema kom sterk in jou werk te voorskyn, as ook township tonele. Wat is dit van hierdie scenario's wat jou inspireer? Na die kunstskool het ek vir 3 jaar by die huis gewees en ek het amper niks paintings verkoopie en ek moes toe gaan werk op daai tyd en ek het op 'n visserboot gaan werk. Eers het ek dit baie gepaint het, maar nou sien ek dit is iets wat my terugneem en dit begin nou baie uitkom aan my werk, die visser tonele. Die township ek het in die township gebly. Ek het altyd gehou om te kyk na die dinge rondom my wat van die kindertjies, mense wat dans, dit kom nog altyd sterk deur in my werk. Moenie weggaan nie, na die breek loer ons in by Lindy Stander wat hier in Langebaan kom neskrop het. Het jy die later gewen of sopas uitgevind jy swanger? Basala. Ons kuier in die stranddorpie Langebaan en gaan klop aan by die akteur en komediant Lindy Stander. Hallo, welkom in die Weskus. Oeh, dis heerlik om by jou te kom kuier. Ons gaan buite. Okay. Mishka, ek hoop jy hou van jou koffie sterk, want dis so ons omdrink hier by die see. Dis presies hoe ek van hom hou. Mamoer koffie sterk, hoor. Lekker boeretroos. Lindy, dit is nou al 'n geruime tydjie sedert Pasella by jou ingeloer het. Wat het alles verander? Ek het gedink jy het vergeet van my. Okay, maar ek bly nie meer in Johannesburg nie, dis duidelik, want julle is in Langebaan by my. Ek speel golf vir die eerste keer in my lewe. Ek vang vis. Ek het nog niks gevang nie, maar gooi in, okay. Ek speel tennis, ek ry fiets en dan het ek my eie dramaskooltjie begin. Ek het besluit as jy nou in Langebaan is, jy kan nie wag vir werk nie. My liefde vir toneelspel het ek gekombineer met my liefde vir kinders en ek het toe begin lesse aanbied. Ek is geseënd met baie talente, so ek het besluit just go back to where you started en skep vir jouself werk. Dit beteken nie ek is nie meer 'n aktrise nie. Ek is gebore en getoe aktrise. As ek kans kry, speel ek weer. Mis jy daai deel van jou lewe? Ek doen. Dit was 'n baie belangrike deel van my lewe. Dit is waar ek regtig myself gevestig het as 'n aktrise. Ek meen almal van ons wat drama geswat het, jy droom om daai deurbraak te hê. Wel Lindy, soos jy weet, is ek nog besig om my eie voete te vind en ek is nog nie in my aanbiederskoene. So wat sê jy van 'n vinnige blitskursus? Absoluut. Jy gaan net jou sokkies moet optrek want ek's 'n kwaai juffrou. Okay. Kom, step into my office. Goed, maak jouself tuis. Eerste ding wat ons gaan doen is praat oor kommunikasie. Wat is kommunikasie? Om te praat. Dit is om te praat. Waarmee praat ons? Met jou mond? As ons jou mond wegvat, waarmee praat jy nog? Jou oë.
Jou oë maak deel van jou? Gesiggie, yes. Kom ek vra vir jou om net jou gesig te gebruik. Moenie vir my enigiets sê nie, om vir my te wys jy het sopas die lotto gewen. Het jy die lotto gewen of sopas uitgevind jy swang? Jorie, ons werk hopeloos te hard, wat daarvan, jy gaan ry 'n bietjie fiets saam met my. Ek het hierdie prehistoriese roete wat ek nog altyd met my fiets wou uitprobeer het. Ek moet sê ek is nie 'n pro as dit kom by bergfietsry nie. So dis okay, ek gaan net met die een been trap. Lindy en Mishka het pad gevat na die Weskus Fossielpark toe, waar 'n rehabilitasieprogram tans in plek is om natuurlike fynbos te bewaar en te herstel. Die veldgids Edward Adonis is 'n kenner op die gebied. Nou hier het ons die interessante bos, die Korrentebos. En vroeër jare het die mense dit geëet en dit was baie lekker, né? Want dit was vir hulle kos gewees, soos die koei byvoorbeeld. En veral baie op die plase het die mense baie in die veld geloop. So ek gaan eenetjie eet en dan gaan ek proe en dan gaan ek vir julle gee, né? Very nice. Okay. Dit so suurigheid my maak hom lekker. Ek band liewer as wat ek nie goed eet. Nee, is nie lekker nie, is waar. Ek mos gejoe. Die plek is ook bekend vir sy opgrawingsarea waar fossiele soos reuse bere, kortnek kameelperde en sabeltandtiere al opgegrawe is. Nikki Engelbrecht werk met die oeroue gebeendere. Hallo Nikki. Hallo. Hoe gaan dit met julle? Goed, dankie. Nikki, wat maak jy vandag? Ek is nou eers hier besig om 'n fossiel skoon te maak. Dit is nou ons eerste opgrawingplek hierdie. En die bene wat hier lê is omtrent 5 miljoen jaar oud. Maar die eerste vraag wat die mense vra, hoe kom die bene hier, man? Hier is 20 km noord van ons, daar 2 plekke. Wat is noem Velder en Leiplek. Daar vloei 'n groot rivier wat ons die Bergrivier noem. Nou die wetenskaplikes sê 5 miljoen jaar gelede hoe daai rivier hier afgevloei het. En daai rivier moet met vloere afgekom het. Watter fossiele sien ons hier voor ons? Ons het die kortnek kameelperde met lang horings gekry. Hulle noem dit die silverseer. 3 toenperde, sabeltandtierkatte. En die dier wat ons beroemd gemaak het was die Afrika beer. Het jy gesê beer? Baie mense het gesê daar was nie beer in Afrika nie. Maar tog in die mynproses het hulle die eerste beer, suid van die Sahara, het hulle hier ontdek. Hoe het julle geweet dis 'n beer? Want ons vat moderne diere se geraamtes vir gelykenisse. As jy nou daai been kyk daar, dis die agterbeen van vandag se eland. Nou kyk na die tibia van die groot eland. Nou kyk na die tibia van die kameelperd. Dis dieselfde bene. Dit sê die dier het omtrent 1,5 ton na 2 ton toe geweeg. Die verskeidenheid gebeendere wat reeds hier opgegrawe is, lok wetenskaplikes van heinde en verre. En dis veral die Afrika beerfossiel wat 'n groot trekpleister is. Hier sê nou Afrika beer. Ja, dis die white rhinoceros. Man is dieselfde ding. Terwyl ons onsself verkyk aan die prehistoriese gebeendere, kan julle solank gaan inloer by Hemelbesem om te kyk waarmee hy besig is. Hierso, hier is die Afrika beer. Hemelbesem en tuinguru Willie Schmidt het intussen gaan ontspan by ons kuierhuis en die kunsinnige vrou agter Villa Luna beter leer ken. Die uitspanplek is 'n klipgooi van die strand af geleë en is so boheem soos jy kan kry. Mishka weet dit nou nie, maar soms kry jy daai lekker onderhoude waar jy kan terugsit met 'n glasie en iets geniet. Nou praat jy daarom die waarheid. Anna, as ek hierso sit, dan lyk dit vir my ek het in Frida Kahlo se brein ingestap. Hoe het alles bymekaar gekom? Die rede vir die huis was in die eerste plek om 'n veilige plek vir my meiskinders te kry. Alles wat jy hier sien is of met die hand gemaak of bymekaar gesit net om 'n storie te vertel van dit wat jy in die Weskus kan ervaar. Ons maak kos, ons maak musiek en om vir jou te sê op my ouderdom is ek selfs 'n tatoeëer kunstenaar. Daar is geen tekort aan kreatiwiteit van ons kant af nie. Sjoe Anna, en hierdie pragtige kunswerke. Hierdie kunswerke is 'n kompilasie tussen goed wat ek, my meisiekind en selfs my ma geskilder het so oor die jare. So die res van die goed het ons op die muur vasgesit net om te sê ons kan daarom dit ook doen. Anna, ek en Willie moet aan die werk spring. Ons sien jou later by die Makiti. Sekerlik. Willie, die Weskus bring altyd die Weskuns uit jou uit. Wat het ons hier vandag? Man, ek sê altyd as mens so 'n heerlike stoep het om op te kuier, moet daar 'n ordentlike tafel wees, maar 'n tafel waarop jy jou voete kan sit. En hierdie is presies wat ons gaan doen. So kom ons laat hom net. So wat ek hier gebruik het is 'n ou palet. Ek het vir hom wielietjies aangesit, bietjie opgelig en dan nou 'n gat in die middel gemaak. En dit is waarin ons dan 'n bak gaan sit
sodat ons kan plant. Moenie vir my sê dis geïnspireer deur Kurt Darren se dans op die tafels nie. Wel, ons kan hom uittoets. Ek dink hy gaan nogal lekker dans, hoor, so al bo oor die plante. Gee my 'n hand, dan lig ons hom op en dan gaan jy sien daar langs jou lê 'n bak met skroewe en 'n skroewedraaier en dan gaan ons hom nou hier aan vasskroef. En dan vasdraai. Jy sal sien ek het 'n hele paar gaatjies alreeds in die bak gemaak. Onthou, dreinering is belangrik. As jy bang is die water loop uit, sit 'n bakkie onderin en die plantjies gaan baie mooi groei. Nou toe, nou kan ons begin plant. Ons gooi hom weer om en daar is ons perfekte plantbak. Onthou, as jy in 'n planthouer plant altyd goeie potgrond, moet nooit verneek met jou grond nie. Daai grys plantjies wil ek jou iets van vertel. Hulle naam is kussingbossies. Is dit nou nie oulik nie? So mense voete kan lekker rus as jy hom hier so neersit. Dis 'n wonderlike plantjie, baie gehard. Hy groei regtig in so 'n ronde kussentjie en die kleur en tekstuur gaan net hierdie hele tafel omtower in iets spesiaals. Maar op die ouene kan jy regtig doen net waarvan jy hou. 'n Koffietafel op wiele. Dis billik en oorspronklik. Hy sê dit lyk te mooi. Ek kan nie my voete hier op sit nie. Ek wil sommer hier op sit. Nou sit. Na die breek dek ons 'n Weskustafel en Leroux van Vieren wys hoe jy vis in koerantpakkies op of eerder in die kolle gooi. Welkom terug op Langebaan waar Janine van Tonder ons gaan wys hoe om 'n partytjietafel in regte Weskus-styl op te dolly. Sjoe Janine, ek moet sê ons paselle partytjietafel lyk fantasties. Vreeslik dankie Mishka. Ek het besluit om bietjie die Weskus na die tafel toe te bring vandag. Ek hou van die manier wat die plante, blomme en see-elemente mekaar komplementeer. Ek het besluit ek wil nie net 'n normale wit en blou tafel hê nie. Ek het besluit om bietjie na die natuur om ons te kyk en ek het van die elemente ingebring, soos die vetplante, die proteas en dan het ek ook so 'n bietjie van hierdie roeskleure ingebring wat mens baie langs die pad sien. Ek het bietjie elemente van die see ingebring deur hier op die servet van die skulpe te gebruik met seeholie, dan ook grouwe houtkrale, seesterre en grouwe tou. My gunsteling deel van die tafel is definitief die visgraat spyskaarte. Baie dankie. Ons het besluit omdat die ete uit vis uit bestaan hier by die see, tot besluit om 'n visgraat te laat uitsny uit hout en daarop dan die spyskaart te graveer. Ek sien ook 'n paar antieke items op die tafel. Ek is verskriklik lief vir antieke ware en van hierdie stukke kom uit my ouma se huis. Ek het van die maatbekertjies gebruik wat van roosgoud gemaak is om dan sout daarin voor te sit. Ons almal weet ook roosgoud is verskriklik in die mode nou en daarom het ek ook besluit om in die lanterns in te bring en daarmee dan die tafel op te helder. Wel Janine, ons deel is gedoen, so kom ons hoop Leroux en Hemelbesem vat nie te lank met daai Weskus visie nie. Ek bedoel die gaste is op pad. Natuurlik is geen Weskus maaltyd volledig sonder 'n vars gevangde visie nie. Of hoe, Hemelbesem? Yes, Leroux, jy het nou ons bas gered met die visie op maat. Julle inkomers dink ons julle kan hier kom inry en 'n vis kom vang in die oggend. Kyk, as jy vir Kurt sê gooi 'n lyn daar, dan begin hy sing hy iets uit sy songs uit. Maar hoorie, wat het ons hier so? Ek het 'n vars tipiese Weskus Hottentotsvis gevang. Maak tog net seker as jy op jou boot uitgaan dat jy 'n vis vang wat nie op die SASSI-lys gelys is vir bedreigde visse nie. Ek gaan nou vir jou wys hoe om hierdie ouetjie vis en chips styl gaar te maak op Leroux se manier. Maar ons begin eers by die nagereg wat 'n bietjie meer aandag verg. Malva pudding met 'n kinkel is op Leroux se spyskaart. Soos jy reg vir aksie. Dis reg. Ons moet hom gooi in Tim nou se gesig. Daar sy. Okay, ons het volgende nodig. Ons mengbak. So jy gaan jou suiker en jou eiers en jou appelkoeskonfyt klits dat hy half 'n romerige tekstuur vorm. Jy gaan dit doen. Lekker spiere bou. So daar is dit vir jou. Okay. Nee man, jenne, wat gaan dit nou beteken? Jy moet hom vashou. Okay. En dan klits jy vir hom. Ek is die klits kwyt nie. Daar's hy. Wanneer die mengsel 'n romerige tekstuur bereik, kan die res van die bestanddele bygevoeg word. Meeste van ons ken dit met 2 koppies koekmeel gesif, 'n knippie sout, koeksoda en 1 koppie melk. Okay, ons het ons warm botter en ons asyn hierso. Die rede hoekom ek dit warm maak is maar net dat hy kan vloei. Dit help nie 'n goeie klont botter hierin. En hy gaan nie meng nie. En jy roer vir hom lekker deur. Okay, ons beslag is nou reg. Ons het natuurlik ons nou agterste voor omgewerk, so ons gaan daar sê jy raak slim nê. Hy met Ons gaan nou eers ons konfytjie of ons stroop hierso inwerk. Nou kom die beslag en dan is hy reg vir oond toe.
En ons sit hom sommer so reg in die middel, 20 minute en hy kan uitkom. Nou ja, ons is reg vir die vis. Regtig waar 'n vis wat jy nou nie oorheers met allerlei bestanddele nie. Jy het regtig waar nodig om die vis te proe. So 3 of 4 bestanddele en wat gaan lekker saam met vis, suurlemoen, sout, peper, bietjie kruie. Wat ek het is timie en roosmaryn en dan het ek vir jou 'n verrassing hoe ons hierdie vis gaan gaar maak. Of wat jy doen is jy sny hom aan die onderkant oop en jy gebruik 'n baie skerp mes vir jou suurlemoen. Jy sny dit in stukkies, eers in die helfte, dan in kwarte. Jy sit 'n paar soos wat jou smaak nou ook al is, 2 of 3 aan die binnekant. Jy gebruik 'n bietjie knoffel. Nadat ons hom lekker gesout en peper het, al wat ons nodig het is 'n bietjie kruie, roosmaryn, 'n klein bietjie. Roosmaryn het 'n verskriklike oorweldigende smaak en dan die timie. En dit is jou vis. Dis lekker. Ek kan nie glo dat dit die verrassing is dat ons die vis in koerantpapier gaan brei. Eerste rede is die vloeistof sorg dat die koerantpapier lekker klam bly terwyl hy in die kole ingaan, dat die koerantpapier nie aan die brand slaan nie. En die tweede rede is die wyn wat ek daar aangesit het gee vir hom 'n lekker geur terwyl hy nou gaar word. Terwyl die vis en die kole saamgesels, maak Leroux en Hemelbesem die sous vir die malva pudding. Die hoofbestanddele is room, kookwater, suiker, botter en vanille-ekstrak wat tot kookpunt gebring word. En vir die kinkel word sjokolade gesmelt. Okay, Hemel, ek dink ons pudding is reg. Ons kan nou hierdie spannetjie bymekaar sit. Jy gooi jou warm sous oor jou warm pudding en dan gaan jy na jou veearts toe en jy kry 'n inspuiting en dan suig jy die warm sjokolade op. Jy spuit vir hom in daai pudding in. En laaste maar nie die minste nie is ons wow factor en dit is ons spinsuiker en voilà, malva met 'n twist. Wel, dankie Dr. Leroux vir hy voorskrif vir 'n lekker nagereg. Die feesmaal is met 'n voorgereg van oesters en 'n knerts champagne jelly aan die gang gekry. Dis nou 'n regte Weskusete met skop. Kom on! Mense, dit was nou Mishka se heel eerste keer by Passie. Kom aan! En wat het jy als geleer? Ek het geleer oor die Afrika weer, waar is Lindy? En dan het ek 'n bietjie bergfiets aanry. Wat jy gedoen? Okay, ek is mos 'n rapper, so kom ek reg vir julle ietsie. Wat ek gedink het, ek is bly dat ek vir julle kon wys my skathuis. So baie dankie my skat Anna vir hierdie pragthuis. Daai sê al die in die kombuis moet ons hand afvee. Ek en chef Leroux met vis in koerantpapier. Ook agterna het ons harte uitgerafel terwyl ons albei dans daar op die tafels. En dis niks, daai so waar dit stoppie. Ons het selfs ons lus gehang. Ek en Kurt saam met Gerard het ons aan lekker vis gevang. Plus ek het die son kom ontmoet. Dis waarom daar in die mooi sand, julle kan ons nou vandag sien hoe rooi is my wang. Julle weet hoe dit is. Hierdie man alleen maak die lekkerste dis. Kom aan. Wow. Meneer, ek en Kurt het actually 'n verrassing vir jou, pa. Verrassing. Ja, papi, ja. Ons het actually 'n vis gevang, hè? 'n vis, nog vis vir julle. Ek dink daarmee kan ons hierdie Makiti groet tot volgende week toe. Ja. En wat kan ons sing? Ek dink ons moet 'n goue oue lekker Weskus tiperige liedjie en ek dink ons moet 'n liedjie sing vir die vis. Wat hom komplimenteer, ja. Ja, so hy gaan so. Gaan almal saam sing. Ja. Hoe ek wil luister gaan na mamma toe. Die virus vol my kleine rol. Wat? 'n visie wat vanaand by my wil lê. Sy kamer en ek kan sy loslaat.